Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom en elkeen van julle wat vandag bietjie saam kuier. Ons gaan hierdie week bietjie gesels oor die wortel van trots. So ons het nou al die wortel van bitterheid hanteer en die wortel van verwerping. So teen die tyd kan ons mooi verstaan waar al die sielswonde vandaan kom. So, kom ons kyk 'n bietjie vandag, wat gaan ons leer? Die gees wat in God se koninkryk werksaam is nederigheid. So ons moet nederig wees, soos Jesus ons geleer het, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Hy is 'n voorbeeld van nederigheid. So, toe die disippels geargumenteer het oor wie die belangrikste is, het Jesus 'n kind nader geroep. Hoogmoed is 'n baie moeilike area om mee te handel, omdat ons almal die waarheid van hoogmoed in ons lewens weerstaan. Ons is van kleins af gebreinspoel, die wêreld plaas 'n hoë waarde op trots, talente, vermoëns, familietrots, volkstrots, geestelike trots in die kerke. Die een wil beter wees as die ander een. En dit moet ons leer hoe om dit af te lê. Daai arrogansie, hoogmoed is nie 'n demoon nie. Dit is 'n gesindheid van die hart wat plek gee aan die duiwel. Hoogmoed is 'n beeld wat opgebou is om innerlike gevoelens van minderwaardigheid weg te steek. Daai maskers wat ons dra, net soos 'n grafsteen op 'n graf vol verrottende vlees en bene geplaas word. Hoogmoed, trots kan nie geskei word van verwerping en minderwaardigheid nie. So kom die depressie ook in en ons dra daai masker van ons voel goed, dit gaan goed. Maar agter die masker sit daai lae selfbeeld en dis waar die trots en hoogmoed inkom. 1 Johannes 2 vers 15 en 16 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Mense, die wêreld sluk ons in. Jeremia 9 vers 23 sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterkte hom nie beroem op die sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Dan Filippense 3, 4 tot 8 sê vir ons, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer, ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat nie geregverdigheid in die wet betref onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here ter wille van wie ek alles prys gegee het en as direk beskou om Christus as wins te verkry. So ons moet strewe daarna. Jesaja 14, 12 tot 14 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o morgenster, my seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergelaat, oorweldiger van die nasies?
Jesaja 14 vers 12 tot 14 sê vir ons so mooi: Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Ek sê hom weer, o seun van die dagdra. Hoe lê jy teen die aarde neergedaal, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. So moet ons strewe na die koninklike dinge. Wat bind ons hier op aarde? Wat ons bind op aarde, gaan ons bind in die hemel. Wat bind jy op die oomblik? Waarmee is jy besig? Habakuk 2, 4 en 5 sê, kyk, my siel is opgeblaase in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër. 'n Trotse man is onbestendig. Hy wat sy keel wyd oopmaak, soos die dodekruik en soos die dood, is hy onverstadiglik. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Punte van vertrek. Kom ons kyk. As gevolg van die gebrek aan liefde en aanvaarding, ontwikkel 'n vakuum vanuit verwerping. Daar begin verwerping te groei. Uit hierdie vakuum van verwerping groei 'n sterk wortel van hoogmoed en arrogansie. Hoogmoed groei om te verhoed vir die verwerping en bou dis sy eie selfbeeld. Jy bou jou eie selfbeeld deur hoogmoed om daai minderwaardigheid weg te steek. Die beeld van hoogmoed. Baie min van ons wys wie ons werklik is, verwerp, seergemaak, skandes. Baie bou 'n beeld van wie ons graag sou wou wees, aanvaarbaar vir ons en ander. Gemering hare, mooi modes, perfek wees. Ons waarde word geplaas in hoe ons lyk. Die beeld van hoogmoed word opgerig om waardeloosheid weg te steek. Wanneer iemand geen selfwaarde het nie, glo hy in die beeld wat hy self gebou het. Die beeld is tweedimensieel, gebou soos 'n toneel uit Hollywood. Dit is nie werklik soos 'n toneel uit Hollywood nie. Dit is al sy waarde kom van dit wat hy opgebou het. So hulle bou hulle eie verbeelding op. Die beeld word soos God. Dit is baie belangrik vir die trotse persoon om sy oë op hierdie beeld te hou. Onthou, indien hy na sy waardeloosheid kyk, kan dit hom vernietig. So hy wil nie dit erken, dat hy ook sondes het, skandes het nie, minderwaardigheid het nie. Hy hou daai masker vas. Die beeld van hoogmoed is 'n God wat tevrede gestel moet word binne in jou. Bou jy jou klein gooitjies op. Moet ingee vir die eise van die beeld in plaas van die woord van God. Dit word dan 'n afgodsaanbidder. Die beeld word nou 'n afgod omdat al die energie van die persoon nodig is om dit in stand te hou. Kyk, ek en my prestasie en suksesse is mos nou belangrik, my bankstaat. Hy kan die voordele ondersteun deur te wen. Wat maak dat hy goed voel? Wat laat jou goed voel? Deur ander af te druk en homself te verhoog, deur te spog oor wat hy besit, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Jy's nooit ontspanne en normaal nie. Jy kom vals voor. Hoogmoed wil hê dat die beeld onfeilbaar moet wees. Dit is omdat die beeld God se plek opneem en dit moet dus die beeld van God dra. Hoogmoed wil nooit verkeerd wees nie. Dit veroorsaak 'n onleerbare gees. Sê nooit ek is jammer,
nie, en sukkel om jouself te vergewe vir daai goedjies wat jy in die verlede gedoen het, wat verkeerd is. Jy wil nie jouself vergewe nie, jy wil nie jou foute erken en bely, en dit laat staan nie. Laat jouself 'n mate van feilbaarheid toe. Jy kan verkeerd wees, maar steeds betekenis en selfwaarde hê. Soms kan jy verkeerd wees, maar jy het nog steeds selfwaarde. Jy verloor dit nie. Dis belangrik. Vrugte, faktore van hoogmoed. Sukses en prestasie. Die definisie is, 'n persoon wat gedrewe is om dinge te doen, moet 'n hoë vlak van sukses handhaaf, moet vooruitgaan. Die beskrywing van 'n hoë presteerder werk harder, bly langer by die werk as enigiemand anders, gedrewe om te presteer. Jy raak 'n werksesel. Is jy een wat nooit kan afskakel nie, wat net moet werk? Wat is die gevolge? Die gevolg van prestasie is dat selfs alhoewel sy werk 'n groot sukses is, hy 'n probleem met verhoudings het, dan kom daai probleem verhoudings in. Hy sal probeer om vir God te presteer en sal 'n verhouding met hom bou op grond van sy prestasie. Stel baie hoë standaarde vir homself. God se aanvaarding word aanvaar op grond van sy werke. Hoogmoed laat hom glo dat hy God kan behaag. Ons verhouding met God word nooit gebou op die basis van ons werke nie, maar altyd op die basis van sy genade. Hy aanvaar ons net soos ons is. Jy kan nie meer aanvaarbaar word vir God nie. Jy is klaar al geheel aanvaar. God het jou aanvaar net soos jy is. Kom, maak jou sielsdimensie oop en laat toe dat hy jou restoreer en verander. Want hy het jou reeds aanvaar met jou foute en al. Met daai minderwaardigheid het hy jou aanvaar. Perfeksionisme, onverdraagsaamheid. Mense, hierdie is 'n eina. Die definisie, 'n persoon wat vir homself hoë standaarde stel as die normale. Deur hierdie standaarde te bereik, plaas hy homself bo ander en is krities op diegene wie nie dieselfde standaarde aanvaar nie. Hy of sy is trots op sy of haar se perfeksionisme. Ons moenie jaloers wees en neersien op mekaar nie. Kom ons aanvaar mekaar. Elkeen se waardes en vir wie hy is in Christus. Die beskrywing is die gebrek aan liefde is onverskillig heens die behoefte om ander onsensitief, vinnig om te oordeel, skerp tongetjies, krities en ongeduldig. Plaas hoë standaarde op besittings, motors, meubels, matte, enige iets. Bokant mense. Die gevolge, daai kritiese gees, harde gesindheid teenoor self en ander het 'n strengheid van karakter as gevolg. Selfregverdiging en geestelike hoogmoed. Probeer kibbel met God, vas gebed, werke ensovoorts. Dra verwerping oor aan kinders en huweliksmaats, omdat aanvaarding gebou word op prestasie. Niks is goed genoeg nie. Verwerp mense as hulle nie presteer of lyk soos jy wil hê hulle moet lyk nie. Ai mense, kom ons kom net 'n bietjie terug aarde toe. Swak verhouding met God. Sien God as 'n perfeksionis en probeer presteer vir hom. Dit is 'n hoë standaard wat jy vir jouself stel. Stop dit. 'n lewe gevul met werke, maar geen verhouding met God nie. Jy is so besig, jy het nie tyd vir jou Bybelstudiegroepies nie. Dit raak 'n probleem. Die definisie, voortdurend te strewe om beter as ander te wees, om eerste te wees, om beter te wees, om erkenning te verkry.
Die beskrywing, selfsugtig, eiewillig, verhoging van self, ambisieus en jaloers. 2 Korintiërs 10 vers 12, want ons waag dit nie om ons te reken, of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle. 2 Korintiërs 10 vers 12. Die gevolge, vyandigheid onder mense, in die huwelik of bedieninge, kompetisie, sal verhoudings vernietig. Hoeveel vriendskappe is nie al ook verbreek deur hoogmoed, jaloesie nie, 'n geestelike boelie, skinder. Mense, kom ons kap daai wortels uit vandag. Kom ons delf bietjie diep en word net gesond. Galasiërs 5 vers 26 en Galasiërs 6 vers 3 sê vir ons, laat ons nie word soekers van edele eer wat meer uittart en mekaar besny nie. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. So, vergelyk onsself gedurig met ander, net soos hierdie versie sê, ons moet dit nie doen nie. Jaloesie en naywering, ontevrede. Ons moet tevrede en dankbaar wees. Dan, die belangrikste een wat nou inkom, is die onvergewensgesindheid. Veral jou selfbeskrywing, onvergewensgesindheid, bitter, afgekeer, vervreemd, hypersensitiwiteit en hart. Die gevolge skuld en veroordeling. Mense, dis 'n baie hartseer deel. Basiese probleem is dat hy nie homself kan vergewe vir die verlede nie. Mense sit vasgevang. Hulle kan nie hulle self vergewe vir die verlede nie en dus kan hy nie God se vergifnis aanvaar nie. Veroordeling spruit uit 'n gevoel van mislukking. Hoogmoed sal hom daarvan weerhou om homself te vergewe omdat hy die beeld wat hoogmoed gebou het, vernietig het. So dit moet vernietig word. Bitterheid en misleiding. Hy slaag nie daarin om homself en ander te sien soos hulle werklik gesien moet word nie. Hoogmoed vereis weerwraak, nie vergifnis nie. Hoogmoed sal 'n valse sin van regverdigheid opbou waarteen die mens homself moet verdedig die heeltyd. So, ons moet waak daarteen, hè? Ons moet regtig waak daarteen. Krities en selfgesentreerd, dis ook 'n belangrike een. Die definisie van hoogmoed vereis dat iemand selfs op homself en sy eie behoeftes fokus en dan die sentrale rol opeis. Hy word dan baie krities op ander. Die beskrywing is krities, veroordelend, onsensitief vir die behoeftes van ander, veeleisend en selfregverdigend. Gevolge sal 'n verhouding vernietig deur gedurig die ander persoon te korrigeer of te oordeel. Breek iemand anders af in 'n geselskap. Sal op die slegte punte in elke persoon fokus, maar slegs op sy eie goeie punte is blind vir sy eie foute. So ons raak blind vir ons eie foute. Onleerbaar, vind die moeilik om teregwysing te aanvaar. Mense, dit is hoogmoed, dit is trots. As ons nie 'n leerbare gees het nie, raak stil en luister net. Definisie, hoogmoed is 'n onafhanklik en selfvoorsiening om te glo. Moet iemand 'n behoefte erken, 'n beperking, ongeloof, probeer om sy onafhanklikheid te vestig,
sodat niemand anders benodig word nie. Hoogmoed is die wortel van ongeloof. Joh, dit is 'n eina ene. So ons sal hom moet uitkaap, verseker, deur vergifnis. Bely en bid saam met regverdige om vry te kom van hoogmoed en trots, maar ons gaan dit eers moet kan erken. Die beskrywing is onafhanklike gees. Selfvoorsienend, vind dit moeilik om te ontvang, onaanvaarbaar. Om van God te ontvang, moet jy besef en erken dat jy 'n behoefte het. Jy moet kan wil. Jy moet in staat wees om van God en mens te ontvang. Daar's mense wat nie persentjies kan ontvang nie. Hulle wil net gee, maar hulle dink is 'n skande om te ontvang. Die gevolge is, vra vir God om aan jou die misleiding van hoogmoed te wys. Bid saam met Heilige Gees dat hy jou kan uitwys. Ontvang die waarheid dat jy selfwaarde en betekenis van God kom en nie van wie jy is nie. Erken net daai selfwaarde en betekenis van God kom en nie van wie jy is of wat jy bereik het in die lewe nie. Dis nie jou identiteit nie. Bely die sonde van hoogmoed, diepe belydenis van jou aksies. Maak die beeld van hoogmoed los. Laat God toe om die beeld te breek, sodat hy die ware persoon wat jy werklik is, na vore kan bring. Haal die masker af in jou binnekamer in surrender. Verander die motief van jou hart van hoogmoed na liefde. Waarom doen jy wat jy doen? Moet dit nie vir mense doen nie. Doen dit slegs vir God. Die gevolgtrekkings, die wortel van elke sonde en boosheid is hoogmoed. Waar die gees van die Here is daar vryheid, nederigheid, bevry jou van jouself te wees, maar hoogmoed bind jou. Hoogmoed kom uit die hart en ware belydenis deel hoofsaaklik daarmee. Die vrug van hoogmoed. Jy voel asof jy die reg het om 'n wrok te dra, daai bitterheid te koester en nie te vergewe nie, want jy voel dit is nie regverdig teenoor die persone wat jou seer gemaak het nie. So, dis so wrok van bitterheid. Konsentreer meer op jou regte en nie jou verantwoordelikhede nie. Dis daai vrug van hoogmoed. Jy hoor van die probleme van ander en begin kritiseer en aanval. Jou hart is toe vir bediening en hierdie mense wat vir jou soveel liefde gee, maar jou hart is hard, jy kan nie liefde ontvang nie. Alle vorme van slegte praatjies en skinder, dis waarheen dit lei, ons boelie mekaar. Selfbejammering, bodemlose put, beoefen dankbaarheid om daaruit te kom. Synig met jou besittings. Geld is jou alles, jy's ongeduldig, sarkasme, sin van humor. Daai sarkastiese sin van humor. Mense, kom ons kap dit uit hierdie week. Ongeduldigheid, valse nederigheid wil gesoebat word. Jy voel baie spesiaal en uniek. Verwag om geraadpleeg te word, voel seer gemaak wanneer iemand anders bo jou gekies word om rigting aan te dui. Nederigheid sê, indien God wil, sal ek betrek word. So daai houding ook. As dit God se wil is, dan sal ek my bediening begin. Ja, dis God se wil nog voor jou geboorte. So begin daai treetjie. Ander moet deurgaan waardeur jy is. In my dae moes ons met ons voete loop, nou sal jy ook stap. Jaloers wanneer ander geseën word of deur God gebruik word. Mense, daai wortel van jaloesie moet ons ook uitkap. Hoogmoed raak die eer van God. Maleagi 2 vers 2 sê, as julle nie gehoor gee en as julle
dit nie ter harte neem om sy naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek omdat julle niks ter harte neem nie. Die skrif kan hard word. Ons moet gehoorsaam raak. Aanvaar geen swakheid nie. Vereis onderdanigheid op enige terrein. Byvoorbeeld die doktrines en sekere kerke. Veroorsaak loslojaliteit. Ondermyn autoriteit. Ondankbaar. Niks is werklik goed genoeg nie. Jy kan nie so mens gelukkig maak nie. Bou eenkant deur die doktrine, gawes ensovoorts en nie deur die kruis nie. Konsentreer op wat nie gedoen is nie. Kom ons begin ook net die mooi in mense raak sien. Gaan lees verder, Spreuke 11 vers 2. Kom die vermeerderheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenis is wysheid. So daai nederigheid, karakterstrekke van nederigheid, selfbeheer, word nie maklik seer gemaak nie. 'n Kalm temperament, nie behep met self nie. Leerbare gees, hy besef hy's afhanklik van God, maar nogtans is hy seker omdat hy besef dat hy al die mag van God tot sy beskikking het. Jesaja 29 vers 19, gaan lees dit, Spreuke 15 vers 33, maar kom ons kyk na Psalm 25 vers 9, hy sal die ontmoediges lei in die reg van die ontmoediges sy weg leer. Hy gaan jou help. Matteus 20 vers 26 en 27 sê, maar so moet dit onder julle wees, nie? Maar elkeen moet onder julle groot wil word, moet julle dienaars wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle diensknegte wees. Mense, die voorbeeld is Nebukadneser, koning van Babylon, die slimste Jode in die paleis, leer die taal van die kultuur van die Galdeërs. Gaan lees gerus daai hele Daniël 2 deur en gaan leer wat daar gebeur het. Ek raai julle aan hierdie week Daniël 2, die hele Daniël 2. Maar kom ek lees vir julle Daniël 4 vers 27. Daarom ook koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sonde deur geregtigheid en met die ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as daar verlening van iris moet wees. 1 jaar later sê hy het 'n stad gebou, profeties vervul, waarsinning vir 7 jaar, na 7 jaar herken hy God as koning. Daniël 4, 34 tot 37. Gaan lees dit gerus volledig deur. Vers 37 sê, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. En hy het verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Krities en selfgesentreerd. Hoogmoed vereis dat iemand slegs op homself en sy eie behoeftes fokus en dan die sentrale rol vereis. Hy word dan krities op ander. Ons maak mense seer, want seer maak seer. Maar kom ons kyk, wat bestuur nou werklik jou lewe? Is dit die gees van Lucifer, die gees van Jezebel, die gees van hoogmoed, blind vir sy eie foute, onsensitief vir die behoefte van ander, veel eisend, krities op ander, fokus op die swakhede van ander. Kyk net, hoe boos kan dit wees, mense? Kom ons gaan hierdie week uit
en ons bely, kom ons bely ons hoogmoed en ons trots, en ons sê jammer vir die Here, en ons vra vir daai vergifnis, sodat ons deur hierdie woestyn kan kom, van die gees van hoogmoed en trots. Hierdie wortel van hoogmoed moet ons uitkap, wortel en tak. So, vra daai belydenis by die Here, hy sal jou vergewe jouself ook. En as jy hulp nodig het, sluit aan by ons Bybelstudiegroepe. Ons het Dinsdagoggende 10:00 saam met Odet, is ons besig met die woestyntyd en is jy geanker in Christus. Ons bemoedig julle en ons leer julle hoe om by julle identiteit uit te kom. Nie jou identiteit wie jy is nie, wie jy dink jy is nie. Jy is nie daai sekretaresse nie, of die haarkapper. Jy is, jou identiteit moet in Christus wees. Jy moet besef, jy's 'n koningsdogter. So het ons ook 2 keer 'n maand op 'n Saterdagoggend 9:00 ook innerlike genesings Bybelstudie waar ons hierdie tipe goed doen van die wortel van verwerping, vrees. Ons gaan binnekort weer intens die verbond deurwerk, net om weer daai liefdesverklaring te ontdek, sodat ons vir julle kan leer wat is hartbesnydenis. So as julle wil betrokke raak, stuur net 'n boodskap en ons maak kontak. Ons is 'n genesingsspan landwyd, verskeie beraders wat 'n paadjie kan stap saam met jou. Ons het innerlike genesingskursusse, Dinsdae aande, die geneeste helper. As jy wil uitgaan en bedien, ons leer vir jou die fondasie van die geneeste helper. So, mense, maak kontak, raak betrokke. Dit is baie lekker. Dit is 'n journey wat jy moet begin, saam met Jesus Christus. Shalom, wees geseënd.